Hallo en welkom by vandag se video oor die alteropdrag in Salserver. In hierdie les sal ons ondersoek hoe hierdie kragtige opdrag jou toelaat om die struktuur van bestaande databasiesobjekte, soos tabelle, aansigte of skemas, te wysig sonder om dit te verwyder of te herskep. Teen die einde sal jy verstaan hoe die alteropdrag databasieadministrateurs help om aan te pas by nuwe vereistes terwyl bestaande data behoue bly. Die doel van die alteropdrag is om veranderinge aan die ontwerp van 'n tabel moontlik te maak, insluitend die byvoeging, wysiging of verwydering van kolomme en beperkings, wat dit 'n noodsaaklike instrument maak vir die instandhouding en ontwikkeling van database-strukture oor tyd. Die alteropdrag kan 'n nuwe kolom by 'n bestaande tabel voeg, wat jou toelaat om bykomende data te stoor soos nodig. Byvoorbeeld, om 'n posveld by die studentetabel te voeg, sal jy die volgende gebruik: verander tabel studente voeg 'n posvarchar 100 by. Jy kan ook alter gebruik om 'n bestaande kolom te wysig deur die datatipe, grootte of dit nulwaardes toelaat te verander. Byvoorbeeld, om die posveld na 150 karakters uit te brei, sou jy skryf: verander tabel studente verander kolom posvarchar 150. Indien 'n kolom nie meer benodig word nie, kan die alteropdrag dit heeltemal uit 'n tabel verwyder. Byvoorbeeld, om die poskolom uit die studentetabel te verwyder, verander tabel studente drop kolom pos. Alter word ook gebruik om reëls op data af te dwing of te verwyder, soos primêre sleutels of vreemde sleutels, wat help om data-integriteit te handhaaf. Om 'n primêre sleutelbeperking op die studente-kolom by te voeg, sal jy gebruik: verander tabel studente voeg beperking by students primêre sleutel studente. Die voordele van die gebruik van die alteropdrag sluit in bied buigsaamheid in die wysiging van database-strukture sonder om data te verloor, handhawing van data-integriteit deur beperkingsbestuur, en deurlopende verbetering van databasesontwerp moontlik maak soos vereistes ontwikkel. En dit sluit ons sessie oor die alteropdrag in Salserver af. Jy het geleer hoe dit jou in staat stel om kolomme en beperkings by te voeg, te wysig of te verwyder, wat die buigsaamheid bied om jou database-struktuur te verfyn soos behoeftes verander, alles terwyl data-akkuraatheid en integriteit gehandhaaf word. Dankie vir die kyk en sluit gerus volgende keer by ons aan terwyl ons voortgaan om jou Salserver vaardighede te bou.